Werk hy? Ja, sy kan werk hy. Ja, welkom. Elkeen, ook hier, ek nou nog geleerdheid gehad met elkeen. Welkom die heet na die vakansie, ek hoop dit was 'n wonderlike vakansie vir elkeen gewees. Ek sien ons nog baie van die ouers, en baie van die mense wat nou nog vakansie hou. Maar ja, hierdie jaar het nogal redelijk interessant begin. Ongelukkig, soos wat meerderheid van julle ook gelees het en gesien het, en ek was dat gewees dat ek hier vir die preek sou af sê. Is daar nie enige keer in die sê. Is daar 'n klomp nonsens, leuns, wat versprei word, en die hartseer van die hele saak is, dis veronderstel om regtig erkende koerante te wees. Koerante is die beeld, en rapport, en die inligting wat vir hulle deurgegee is, volledig geskryf gewees, en hulle daai inligting gevat, en hulle totaal en al verdraai. En dit is ook 'n werk YouTube nog. Want ek as YouTube werk, is ek dankbaar dat meer mense dit gaan sien, en agterkom, wat sy gemors hulle veroorsaak in ons kerke. Wat sy onnodige spanning en verdeeldheid daar veroorsaak word, omdat hulle nie weet wat aangaan nie. Nou net agtergrond voor jare, was daar altyd 'n verslaggewer van die groot koerante daar gewees, was 3 of 4 gewees van die verskillende instansies gewees, wat daar in die synodesaal gesit het, en soos wat die inligting deurgekom het hulle neergeskryf, en dit is geverifieer, dat dit waar is of nie waar is nie, en die artikel is eers deurgegaan voordat dit gepubliseer is. Hierdie jaar het hulle nie eers moeite gedoen om 'n afvaardiging te stuur na die algemene synode nie, totdat die eerste Facebook dingetjie uitgegaan het oor hierdie saak. Toe eweskielik toestel hulle belang. Maar nie so belangstel dat dit iemand stuur Potchefstroom toe om te gaan kyk wat daar aangaan nie. Hulle het net eenvoudig op die kommentaar wat op Facebook gegee is, het hulle berigte geskryf, en almal het dit toe so aanvaar as waar. So is verskriklik hartseer as sulke goed gebeur het. En half tongetjies en 'n suggestie vir iemand wat dit hoor daar buite. Ek hoop ons deputate regsaangeleenthede vat hierdie mediuminstansies 'n bietjie aan, dat hulle ook 'n bietjie verantwoording doen vir die leuns en die verdeeldheid en die skade wat hulle ook kan veroorsaak. So met daai rand agter die blad. Dit was 'n wonderlike synode eintlik gewees. Ongelukkig is daar nou so 'n vrot teerpuntjie wat nou so half in die neus lê. Net om idee te gee as ons kan aangaan. Een van ons moeilikste sake wat ons gehad het, is regtig ook 'n hartseer saak met die NG Kerk. Dis nou die NG Kerk hier in Suid-Afrika, daar's ook 'n NG Kerk in Nederland, die Nederlandse Gereformeerde Kerk, waarmee ons ook bande gebreek het, juist as gevolg van dieselfde goeders. Daar was jare terug 'n besondere verhouding gewees, dat ons daar bely het, ons het 'n memorandum gehad, dat ons gesê het, ons glo in dieselfde dinge. Ons glo dat God die Bybel vir ons gegee het as die enigste waarheid. Net die Bybel. En uit dit het ons die belydenisskrifte, wat ons gesê het is dieselfde, en uit dit verder het ons die kerkorde wat sê, dit is hoe ons sake onder mekaar reël. NG Kerk het ongelukkig oor die afgelope paar jare het hulle afgedwaal van daardie beginsel af, maar een groot beginsel, dat ons die Bybel aanvaar as die onfeilbare woord van God, en dat ons sake reël, alles wat ons nodig het, alle antwoorde wat ons nodig het, is genoeg om uit die Bybel uit te kry. Ongelukkig het dit so ver gegaan dat hulle daarom gesê het, maar nee, die Bybel is teenstrydig met die gevoel van vandag, so dit gaan meer oor die gevoel, en dit gaan meer oor die ervaring. Onder andere, 'n voorbeeld wat ek kan noem is, dat met al die goed wat hulle daar ingestel het hulle daaraan gesê, maar hulle moet begin formuliere opstel, want jou normale formulier, byvoorbeeld vir die huwelik, praat van man en vrou. Al die teksgedeeltes gaan oor man en vrou wat in die huwelik bevestig word. So dit pas nie by dieselfde geslagverhoudings nie. Hulle het gegaan en 'n klomp formuliere geskryf, en hulle het so ver gegaan om nou begin formuliere te skryf vir ervarings in die kerke. Onder andere, as jy ernstig voel daaroor, en dit is jou waarheid dat jy homoseksueel is, gee hulle vir jou geleentheid in die gemeente, in die erediens, om na vore te kom en tegnies nou, jammer, as dit nou iemand afronteer, uit die kas uit te klim.
En vir almal daar in hierdie ervaring wat almal nou saam met jou deel, dit word beskou as 'n formulier en dit is nou 'n nuwe mens wat voorbring. En hulle het so ver gegaan om daai ervaring te beskryf as dieselfde as byvoorbeeld Jona wat uit die vis uitgegaan het as 'n nuwe mens. En die ergste van alles is hulle het so ver gegaan om daarin te sê dat hierdie ervaring gelykgestel kan word met Christus wat uit die dood uit opgestaan het. Nou as ons verstaan, ons kan net eenvoudig nie meer nie. Ons kan nie met iemand saamstem wat sulke goeders doen nie. Buiten nou hulle besluit oor homoseksualiteit, buiten oor hulle besluit oor alles. Ons kan net eenvoudig nie meer nie. En ons het, dis nie 'n vinnige ding gewees nie, dis jare en jare en jare se gesels, vermaan en op die einde van die dag het ons as kerk net besluit, ons kan net eenvoudig nie saam met hulle wees nie. Nou wat dit betref met die preekstoel, byvoorbeeld, almal weet Prof Hermie is van die NG Kerk, hy is afgetrede professor hierso. Wat die preekstoel dan betref, dit bly nog steeds die verantwoordelikheid van die kerkraad om te sorg dat dit wat hierso gesê word, volgens die woord van God is. Dis ons verantwoordelikheid om daarin te sê, ons oordeel daarin, dat die inligting wat hier weergegee word, ooreenstem met ons belydenis. En ons ken almal nou al Prof Hermie al so goed, dat ons weet, dat hy die waarheid praat hierso, dat hy volgens die Bybel praat. En hierdie selfde memorandum, selfde verhouding het ons gehad met die Nederduitse Hervormde Kerk. Daai is ongelukkig nou nie so nuuswaardig nie, alhoewel net oor die NG Kerk. Maar daai verhouding is ook op dieselfde vlak. Nou, bestaan nie regtig meer 'n verhouding nie. Dit beteken dan dat ons nie oor en weer predikante kan uitleen nie. Ons kan nie oor en weer beroep nie. Dit moet deur die hele prosesse gaan word. Voordat 'n NG Kerk predikant hier naartoe kan kom. Wat dit ook beteken vir ons lidmate is, jare terug het ons 'n ding gehad dat ons aanvaar daardie getuienis van daardie kerk, met ander woorde ons kan 'n attestaat stuur na 'n NG Kerk toe, of hulle stuur 'n attestaat. Dit het ook deur die loop van die jare het nou al so geword dat dit net eenvoudig 'n bewys van lidmaatskap geword het. So hulle sê hulle was in daai kerk, ons sê net ons is in hierdie kerk en dan gaan ons aan. Dit bly nog steeds by die verantwoordelikheid van die kerkraad dan op die einde van die dag om daai getuienis te aanvaar en om daai lidmaat dan in die kerk dan so te verwelkom. As jy kan aangaan na die volgende een toe. Een van die gevolge wat daar is dit die tweede skrifgie. Is daar nie een voor hom nie. Okay, nee. Een van die gemors wat veroorsaak is deur daai ding gaan oor die vrou in die ampt, dis Vida. Dit gaan oor vrouens besonder dienste as ouderinge en predikante, nie diakens nie. Weet van die berigte, volgens die berigte, die rapport praat van diakens, in Beelsen ook, in die Beelsen, die praat nie daarvan nie. Dit gaan slegs oor daai ding. Hierdie besluit is al lank al geneem. Dit is 'n besluit wat ons lank al geneem het, en hoe 'n besluit werk in ons kerke is, dat ons 'n besluit neem, erken ons daar dat ons verkeerde besluite kan neem. Ons het nie die absolute waarheid nie. Ons is nie gelyk aan, hoe kan ek nou maar sê, ons het nie die absolute kennis nie. Ons kan foute maak. Daarom is ons kerkregtelike proses so opgestel, as ons 'n besluit neem en ons stem nie saam met daai ding nie, dan kan ons beswaarskrif indien daaroor. En dan word daar weer gekyk daarna. Op grond van skrif, belydenis en kerkorde. Nie oor hoe ek persoonlik voel oor die saak nie, nie oor wat die wêreld vir my sê en wat ander mense vir my sê nie. Dit is regtig onder diep gebed, onder leiding van die Heilige Gees waar daar regtig saam gepraat word hieroor. Ja, en ongelukkig in die kerk was al verdeeldheid gewees oor hierdie saak. Daar is sekere mense wat nog steeds voel dat vroue in besondere dienste as ouderinge en predikant kan dien, maar die meerderheid ongelukkig. En dit is nie 'n volstrekte meerderheid nie. Sê nee, ons kan nie so doen nie. En dit is berus op dieselfde teksgedeelte wat verskillend geïnterpreteer word. En dit is wat eintlik so moeilik is. Dis nie die een teksgedeelte sê ja, dit mag, en die ander teksgedeelte sê ja, dit mag nie. Dit is dieselfde teksgedeelte wat so geïnterpreteer word. En dit is wat eintlik vir ons verskriklik moeilik is in hierdie saak. Want ek weet, daar is kerke wat sê hierdie teksgedeelte, dit is wat die Here vir hulle sê met daai teksgedeelte, en ander kerke sê weer, dit is wat die Here vir ons sê met hierdie teksgedeelte. En
die probleem met hierdie hele ding, die gevolge daarvan op die einde van die dag, is nie vir die kerke wat aan die een kant 100% sê nee, en die ander wat 100% sê ja nie. Die gemors eintlik die kerke wat in die middel sit. Die kerke wat sê dit is nie vir ons 'n groot, dit maak niks aan die verkondiging van die evangelie nie. Op die einde van die dag maak nie saak wie hier voor staan of wie die evangelie verkondig nie, solank die evangelie net suiwer verkondig word. Daar die kerk op die einde van die dag is waarvoor dit regtig moeilik is. Die gevolge daarvan is nou die besluit na al die jare, dit is al 20 jaar wat ons worstel met hierdie saak, het nou op 'n punt gekom om te sê, okay, as ons nou sê dit is nie reg nie, moet ons iewers nou maar in 'n rigting in beweeg. Selfs hierdie besluit wat geneem is ook onderworpe aan beswaar. Dit is nie 'n onfeilbare besluit nie. Selfs hierdie besluit wat hier geneem het, is daar nou geleenthede ook om beswaar aan te teken daaroor. So die kerke wat vroue oudering het op hierdie stand, en regtig, die kerke wat genoem word in die koerant is nie die kerke wat so is. Ek weet nie waar kry hulle daai inligting nie. Ek het nie idee, ek weet nie of hulle Wikipedia gebruik het of iets daarin nie, maar die kerke wat daarin genoem word, weet ons 100% is nie so nie. Daar is van die kerke wat daar genoem word. Ek dink as ek reg verstaan, en ja, ons weet nou nie die binnewerking nie, maar dit is 'n klein handjie van kerke. En die kerke gaan voor 'n moeilike tyd te staan kom, want hulle moet nou 'n besluit neem. Is dit vir hulle werklik so van so aard dat dit 'n geloofsbeginsel is, dat hulle so diep daarin glo, dat hulle gaan aanhou met dit, as hulle daarmee gaan aanhou, gaan hulle nog steeds 'n gereformeerde kerk kan wees, maar hulle gaan byvoorbeeld nie kan afvaardig na klasses of 'n streeksynode toe nie, hulle skuif hulle self eintlik buite kerkverband. So hulle word nog op papier staan daar gereformeerde kerk, maar hulle gaan nie meer kan deelneem in die dinge van die gereformeerde kerk nie. En dit is eintlik waar ons ook aan daai broers en susters moet dink in ons gebeure, want dit is die hele jaar wat hulle nou gaan hê om dit te doen. En dit is net oor vroue in die besondere dienste van oudering in die diaken. Die hartseer eintlik van hierdie hele saak is, die hoeveelheid kerke wat dit 'n invloed het op die einde van die dag, is so klein in vergelyking met die verdeeldheid en die onrus wat in die res van die kerke gesaai is. Dit raak ons absoluut niks. Ons gaan nog steeds aan soos wat ons gewoonlik aangegaan het. Vroue kan nog steeds diakens wees. Vrouens kan nog steeds katekisasie gee. Hulle kan nog steeds in Bybelstudies mag hulle daarom praat. Maar dis omtrent die enigste mense wat praat in die Bybelstudies is die vrouens. Ons mag nog steeds vir mekaar bid. Ons mag nog steeds mekaar besoek en nog steeds vir mekaar Bybel lees. Ons mag nog steeds mekaar in geloof ondersteun. Al is jy 'n man of 'n vrou, dit maak regtig nie saak nie. Die ampt van gelowige bly vas. Elke liewe vrou, man, kind is, en die ampt van gelowige is 'n profeet, priester, koning. En ons gaan aan met daai ding, soos wat dit voorheen aangegaan het. Ek was aangaan na die volgende ene toe. Een van ons ander groot sake, waar ons te doen gehad het, is ons teologiese opleiding. Dit kom van die vorige synode af, waar ons verhouding met die NBE, ek sal nou praat oor die verhouding met die NBE. 2023, net so voor dit, het hulle gesien wat gaan gebeur, en daar is ons 'n instansie gesig, is die GTA, dis die Gereformeerde Teologiese Akademie, wat opdrag gegee is dan op die einde van die dag, om te sorg dat predikante opgelei kan word. Hierdie jaar was daar ander opsies op die tafel gewees, en ja, daar was groot spekulasie, en eintlik op die einde van die dag sou ek nog maar grens as kinder, om te gaan probeer agterkom waar dit vandaan kom, dat daar eers 4 opsies op die tafel was. 4 opsies was om alleen by die GTA te bly, dat hulle verantwoordelik is daarvoor, onder leiding, nou natuurlik soos gewoonlik, onder leiding van die TSP, die Theologische Skool Potchefstroom, die Theologische Skool Potchefstroom is eintlik maar die professore, en die kuratore wat ons aanstel, hou toesig oor die teologische opleiding. Hulle is verantwoordelik om seker te maak dat dit reg is. En dan die ander opsie was Mokanyu, dis 'n Christelike universiteit, wat daar in Pretoria is, hulle het 'n klomp kampusse reg oor die land, reg oor die wêreld. Dan was die ander opsie gewees Aros, en dan
om dan te bly by die NBI. Dit was werklik 'n moeilike ding geweest. As julle net 'n idee te gee, dis 2 dae se gesprekke wat hieroor gegaan het. Ons synode was 6 dae. Een dag het gegaan oor vrou in die amp, 2 dae het gegaan oor teologiese opleiding en insluitende professore wat met hulle gaan gebeur en al daai tipe goeders. So dis 3 dae, die helfte van ons tyd het ons net aan 2 sake spandeer. So nou kyk, dis interessant, daar's 106 sake op ons agenda gewees wat ons afgehandel het. Dis hoe ongelukkig min die koerante en die nuus vertel van die ander wonderlike dinge, die ander 104 absolute briljante goeders wat die kerk doen, wat hulle nie eers oor aandag gee nie, en hierdie goed gebruik hulle dan verdeeldheid te veroorsaak. Op die einde van die dag het ons besluit dat ons in samewerking met Mukanyu en dan nog steeds die GTA, die probleem met die GTA by die stadium is, hy is nie geakkrediteer nie, wat eintlik veronderstel is om nou nie regtig so groot issue. Julle worry nie wat sy kwalifikasie ek het in teologie nie. Daai sertifikaat is in elk geval so ver weggesteek nie. Ek dink eers iemand weet behange in ons huis nie. So baie van die professore en baie van die lidmate het gevoel dit moet 'n geakkrediteerde kwalifikasie wees. Ook vir toekomstige doeleindes dat ons studente kan oplei van ander lande af en ander instellings af. So op hierdie stadium vat dit verskriklik lank om 'n kwalifikasie geakkrediteer te kry. Om 'n kwalifikasie, byvoorbeeld net 'n gewone sertifikaat te akkrediteer, het jy sekere hoeveelheid studente wat nodig is om dit te loop. Om deur te gaan, eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, want dit moet klaarmaak. So daal klaar sê vir jou 3 jaar, is daar sekere hoeveelheid studente wat daai sertifikaat moet klaarmaak. Daarna word die papierwerk ingedien, daarna begin die proses om hom goedgekeur te kry. As die sertifikaat goedgekeur is daar dan 'n sekere hoeveelheid studente wat die sertifikaat moet loop, plus nog 'n jaar om te sê hierdie is 'n diploma. Nadat dit klaar gedoen is, moet dit nou ingedien word, dit moet goedgekeur word en dan mag ons 'n diploma aanbied. Nadat die diploma aangebied is daar 'n sekere hoeveelheid studente wat weer eens eerste jaar, tweede jaar, derde jaar, vierde jaar, vyfde jaar moet loop om daar te kan sê maar ons het 'n graad. En dan word die papierwerk ingedien, dan word dit eers goedgekeur. So dit gaan 'n lang proses wees. Ons skaat seker hier, almal hoe vinnig die departement wat gaan dit hier in 'n omgewing van 10, 15 jaar vat voordat ons ons eie grade kan toeken. Intussen is daar van die mense wat gevoel het nee, maar daar moet nou al kwalifikasies kan wees en dit is hoekom Mukanyu is al reeds geregistreer in sekere goeders waar daar nou op 'n of ander dag 'n tipe van 'n keuse gegee kan word van wil die ou 'n kwalifikasie hê, met ander woorde wil hy by Mukanyu studeer of wil hy gee dit nie, maak nie saak vir die kwalifikasie nie, so gaan hy dan aan met die GTA. Ons erken ons eie opleiding op 'n of ander dag. So as iemand nou sê maar ek het my 6 jaar by die GTA hanteer, sê ons dis reg, gemeld aan by streeksynode jy mag 'n predikant word. Dis nie nodig vir 'n buiteinstansie om te sê maar hierdie ding word erken nie. Solank as die kerk hom erken is dit goed genoeg. Jy kan ongelukkig nie regtig veel ander goeders met hom doen. Wat wel gebeur het met die GTA's, hulle het agtergekom maar om 'n vinniger manier te kry, om 'n erkende kwalifikasie te kry, het ons ooreenkoms aangegaan met RTS, dis 'n universiteit in Amerika, wat daarin sê hulle sal op grond van ons woord, op grond van ons inhoud van ons kwalifikasie sal ons eerste 4 jaar erken by die GTA en as ons met daai, ons praat eintlik nou maar van die sertifikaatkursus en 'n lisensiaat, as ons studente met hulle aanmeld by die RTS, dan sê hulle, okay, dis vir ons goed genoeg, hulle kan inskryf vir 'n meestersgraad. Dan kry hulle 'n MA graad in teologie. So hy het nie 'n baccalaureus, 'n gewone BA graad nie, hy het ook nie 'n meestersgraad nie. Hulle gaan net oor eenvoudig hulle stap uit met 'n MA graad, met 'n meestersgraad, omdat hierdie vir hulle goed genoeg is. Hulle wetgewing is so opgestel dat hulle dit so kan doen. So as mens nou aanhou by die GTA, dan het jy daar nou 'n meestersgraad wat internasionaal erken word. So die manier hoe dit gaan werk weet ons nog nie. Die slim mense daarbo
in Potchefstroom, hulle sal dit hanteer in die kontrakte en al daai goedertjies sal dit doen. So dit raak ons regtig nie. Op die einde van die dag, wanneer ons 'n predikant beroep, weet ons net, as hy aankom met 'n kandidaatsertifikaat by 'n streeksinode, mag ons hom beroepbaar stel, mits hy nou sy ondervraging en al daai goedertjies slaag. As hy dit geslaag het, dan word hy beroepbaar gestel in die kerke. So dit beïnvloed ons eintlik glad nie wat daar gebeur nie. Op die einde van die dag soek ons net predikante wat volgens 'n spesifieke doel opgelei is om 'n predikant te wees. En nie een of ander verdraaide ding nie, want as ons gaan na die volgende ene, is dit een van die groot redes, volgende enetjie, was dit die groot rede hoekom ons weggebreek het by die NWI. En dit is ook 'n groot rede waar die NG Kerk en die Hervormde Kerk se gemors begin het. Was professore wat 'n invloed gehad het op studente. 'n Student is nogal redelik ontvanklik en vatbaar vir sekere goedes wat sy professore vir hom sê, want hy verdedig dit op 'n snaakse manier uit die Bybel uit. En die rede waarom ons daarom weg is dat die NWI het gesê nee, ons mag nie meer gebruik maak van die professore wanneer ons byvoorbeeld kerklike sake doen nie. Met ander woorde, ons praat van by die teologiese skool praat ons van ons 6de jaar, praat ons van ons skooltjiejaar, dit is glad nie deel van die universiteit nie. So dit word net deur die kerk aangebied. Ons professore mag glad nie meer daar betrokke wees by die 6de jaar nie. So jou laaste jaar van die universiteit of van die skooltjie, mag ons professore glad nie meer daarvan deel wees nie, omdat hulle beroep is deur die kerke, maar hulle word eintlik dan outomaties aangestel by die NWI. So 50% oorspronklik van die traktement of hulle salaris word betaal deur die kerke en 50% deur die NWI. En omdat hulle nou 'n kontrak het die NWI toe gaan en dit is wat deel bygedra het tot daai kontrak wat ons nie meer het nie, is wat die universiteit gesê het nee, ons het 'n kontrak met hierdie professore. Ek verstaan daar's ook wetgewing betrokke dat professore kan nie in 2 verskillende stoele sit met instellings nie. Hulle is verbonde aan daai instelling wat hulle aangestel het, so die NWI het net gesê hulle moet 100% van hulle akademiese tyd van hulle werkdag moet spandeer aan die NWI goeders. Hulle mag glad nie meer daar nie. Daai aanstelling het hulle ook dan bevraagteken. Vroeër jare was die ooreenkoms gewees dat ons as kerke beroep 'n predikant of 'n dokter as 'n professor en ons gee hom die aanstelling as byvoorbeeld 'n professor in Ou Testament. En ons het net 'n kennisgewing gestuur aan die NWI en hulle het gesê dis reg en hulle het hom outomaties op hulle boeke gesit. En daai wou hulle nie meer doen nie. Hulle wou gehad het die poste moes eers geadverteer word. En daar op grond daarvan sou hulle dan besluit het wie is die beste kandidaat vir daai spesifieke pos. So hulle kon dan enigiemand aangestel het. Hulle kon iemand aangestel het van die AGS-kerk, hulle kon iemand aangestel het wat nie eens van 'n kerkverband betrokke is nie, wat net 'n kenner is op Ou Testament. En dit was onaanvaarbaar. Die ander saak wat verskriklik belangrik was ook die inhoud van die leerplanne. Vroeër jare het ons eie professore het ons leerplanne opgestel. Die NWI het gesê nee, dit is onaanvaarbaar. Hulle het seggenskap oor daai leerplanne. So hulle mag sê wat daar geleer word. En soos wat julle seker nou al weet in die jare wat julle al gelowig is en deel is van die gereformeerde kerk, ons het 'n eensydige leer. Ons kan nie daar verbykom nie, want dit is die Bybelse leer. Die wêreld het nie invloed op ons leer nie. Wanneer die Here vir ons sê, daar sekere mense wat gelowig gered word, uit geloof, sê die Here ook vir ons, daar sekere mense wat verlore gaan, wat hel toe gaan. En dis diskriminerend, in die sin van nie almal het dieselfde ervaring, nie almal het dieselfde voordeel nie. So in vandag se wêreldterme is daar diskriminasie in ons kerk, omdat sekere mense voordele het en ander mense word uitgesluit daarvan. Ons kan nie verby kom. Dit is wat so moeilik maak. So dit is nie 'n all-inclusive tipe leer wat ons verkondig nie. En dan het hulle op die einde van die dag die ding gehad van wie mag die studente oplei. Ons sê, ons professore lei ons studente op. Hulle het gesê, daai professore kan byvoorbeeld daai studente oplei en hierdie professore kan daar aankom. En daai het nou redelik al 'n bietjie krapperigheid veroorsaak. En dit is hoekom ons op die einde van die dag gesê het, ons kan net nie eenvoudig nie. Dan weer terug na die GTA toe, wat ons op besluit het. En nou, saam met Bukanje, hoe dit gaan werk, weet ek nie, sodra ek weet, sal ek julle sê hoe dit gaan werk.
Ek weet nie of daar iemand is wat wil gaan teologie swat nie, maar dan kan ons daaroor praat. Dan, die professor wat nou daar is, word dan geleentheid gegee tot 2029. Daar is nou NWI studente wat nou aangesluit het, dit vat 6 jaar om die hele proses te gaan. So studente wat al intussen aangesluit het en begin studeer by die NWI, word nou deurgevat, die laaste studente sal klaarmaak in 2029. 2029 gaan die professor wat nou daar is, ek dink daar is nou 5 professore, daar 6, een beplan om einde van die jaar te emeriteer, 2 het reeds vir hierdie jaar geëmeriteer. So daar is 5 professore wat daar gaan oorbly. In 2029 gaan daar ongelukkig voor hulle keuse gestel moet word. Gaan hulle bly by die NWI het klaar gesê, hulle sal die professore verwelkom en hulle voltyds aanstel, hulle voltyds in diens neem, wat dit dan behels is dat hulle nie meer gereformeerde professore is nie, met ander woorde, hulle gaan tegnies oor tot 'n ander staat van die lewe. So hulle is nie meer predikante nie, hulle is ook nie meer gereformeerde kerkprofessore nie. Hulle is nou net professore van die NWI. So dis nog 3 jaar wat hulle dan kan besluit. Dis regtig 'n moeilike keuse wat voor hulle lê. Maar daar is ook vir hulle plek, nie vir almal nie. Daar is van hulle plek by die GTA. GTA se begroting lyk so 'n bietjie anders as wat die NWI se begroting lyk. NWI het baie meer fondse tot hulle beskikking gehad, en daarom was dit vir ons as kerke baie voordelig geweest dat hulle die helfte van hulle salarisse kon dra. As ons al 12, daar was oorspronklik 12 professore, as ons al 12 professore se salarisse moet dra, kan ons vir onsself indink, dit gaan 'n astronomiese bedrag wees, wat ons sal moet betaal. Ons as kerke sal dit net eenvoudig nie kan bybring nie. So daar gaan seker bepaalde keuses wees wat voor hulle gaan wees. Om dit te kan doen, daar is opsies waaroor hulle nog gesels, om te kyk hoe kerkregtelik reg dit is, en hoe dit nou inskuif daarso, dat daar baie van die professore dalk met 'n spesiale opdrag nog steeds aanlei by die NWI, maar dat hulle nog steeds verbonde is aan 'n kerk byvoorbeeld, of aan 'n gemeente, waar hulle dan nog steeds kan dien as byvoorbeeld predikante, dat hulle nog steeds mag preek en preek skryf en daai tipe goedertjies. Maar daai details sal ons eers in 2029 sal ons daai goeders met die volgende sinode sal ons dit uitvind. So dit was nou die paar groot sake gewees, en aanbeweeg na die ander ene. Soos ek nou gesê, daar is 106 sake op ons agenda gewees, wat ons in basies, nou as ons nou kyk hoe lank hierdie sake opgehou het, wat ons in 3 dae moes afhandel. Dit was verskriklik baie gesels, verskriklik baie vergader. So die goeie dinge het eintlik deur die krake geval wat daar is. Ons het buitelandse kerke waarvan ons eenheid is, met ander woorde, ons kan sê, dit is presies dieselfde as ons. Hulle praat net 'n ander taal. As ons oor see sou gaan en ons meld daarso aan, aanvaar hulle ons attestaat, ons mag saam sakramente gebruik, doop, nagmaal, ons stem 100% ooreen. Dis net die plek en die taal wat verskil. En in hierdie kerke is daar klomp van in Amerika, daar soos in Europa, Australië, Suid-Korea, daar is hier in Afrika, Sudan, Malawi, verskriklik baie kerke, waarmee ons ook in Oekraïne, is al kerke waarmee ons ooreenstem. En dit is eintlik interessant, 'n snaakse statistiek wat vir ons genoem is, dat die een kerk in Suid-Korea, of die een denominasie in Suid-Korea, het 32 miljoen lidmate. Dit is ongelooflik. Hulle het meer predikante in hulle kerk as wat ons lidmate in ons kerk het. Dis hoe hulle gegroei het in die afgelope paar jaar. Dit is ongelooflik, en dit is hartseer dat dit nie genoem word nie. Hulle het 2000 sendelinge wat hulle uitstuur elke jaar in die wêreld in, om die gereformeerde ons leer te gaan verkondig. Dis verskriklik interessant om al hierdie goeders te leer. Ons praat van ekumeniese bande. Ons ekumeniese bande is waar ons kontak het, en dit is gewoonlik waar ons mekaar ontmoet, byvoorbeeld by kongresse en ander kerke se sinodes. Ons begin gesels, en ons sê, ons het so 'n bietjie goed ooreen, wat ons ooreenstem, kom ons praat 'n bietjie verder. En dan begin mense so praat, dan sê ons het baie meer
in gemeen as net die normale goeders, en dan begin ons bande kry. Dis eintlik 'n verklaring wat 'n uitnodiging wat uitgereik word van een kerk na 'n volgende kerk, en daai kerk sê nee, ons is reg vir hierdie ene, en hulle aanvaar daai uitnodiging. Dan het ons bande. En dan die volgende ene is eenheid, waarin ons sê ons is presies dieselfde in leer, in ons, met ander woorde, in ons verkondiging van die woord, ons bediening van die sakramente en ons bediening van die tug. Presies dieselfde. Dis net ander taal. En dan mag dalk 'n paar instrumente ekstra wees. Wat daarin is. En dit is die ekumeniese eenheid wat ons dan het met hierdie kerke. Dit is ook op grond van 'n uitnodiging en die uitnodiging wat aanvaar word, en dan word daar saam daar 'n tipe van 'n memorandum gesê, ons stem saam met julle. Ons het ongelukkig hierdie jaar het ons bande gebreek, terwyl ons ekumeniese eenheid gehad het, met 'n paar kerke. Die een is die Nederlands Gereformeerde Kerk, ook as gevolg van hulle siening oor homoseksualiteit, en hierdie alfabetletter, hierdie alfabetsop, dan waarna hulle ook betrokke is. En dit is ongelukkig die hartseer daarvan is, dit is 'n kerk waaruit ons ontstaan het, hier in Suid-Afrika, wat nou al so ver die pad byster geraak het, dat ons ook gesê het, ons kan nie. Ander kerk is in Amerika, ek wil nie jok nie, ek gaan nie sy naam noem nie, dit is 'n kerk in Amerika, wat ook so ver gegaan het om daarom te sê, ons kan nie eenvoudig nie. Hulle is die pad so ver byster, ek dink as jy die Bybel dalk in daai kerke gaan uithaal, gaan daar 'n paar mense flou val en vra, wat is dit? So dit is, ons het wel ook hierdie jaar, ek dink met 3 ander kerke weer opnuut, ekumeniese eenheid gestig. 2 van die kerke het ons uitnodiging gestuur, ons het aan 'n kerk uitnodiging gestuur, om ekumeniese eenheid. Daar is, ek dink nog 'n goeie 10 kerke waarmee ons ook gesels oor hierdie ekumeniese eenheid. So ja, dit is die hele ding. 2029 is ons volgende sinode, dan sal ons verder kyk wat gaan volgende gebeur, veral met daai kerke, of nee, ons hoop binne die volgende jaar uit te vind wat met die kerke gaan gebeur, ons hoop kennisgewing te kry. Maar as ons sien wat met die teologiese opleiding gaan gebeur. As julle wil, kan julle met liefde die agenda gaan deurlees. Ek sal dalk aanbeveel dat mens wag tot die handelinge, die notulen nou eintlik van die vergadering beskikbaar gestel word, want wat in die agenda staan is nie noodwendig altyd wat besluit is op die einde van die dag nie. Maar op ons webtuiste, die gksa.org.za, is daar die agenda wat ons daarin bespreek. Ek sê dit met liefde daar gaan kyk, veral wat verskriklik interessant is, die verskillende kerke in die wêreld wat ook daar so gelys word. So dit was, ek weet nie of daar enige vrae is nie. As daar vrae is, kom gesels, moet net jouself op en uit die kerk uit hardloop en sê, die klank verkrampte ou doppers nie. Kom gesels, wat mense daaroor kan gesels, as daar onduidelikheid is. Ek hoop dat dit nou vir ons duidelik is, dat dit wat in die media oor ons gesê word, nie wat ons self sê, nie wat oor ons gesê word, heeltemal totaal en al verkeerd oorgedra is en verkeerd verkondig is. Ek hoop regtig al word iets aan daai gedoen. Ongelukkig sal dit presies net so 'n geval wees, dat dit net so 'n klein sinnetjie sê. Nee, ons is jammer, ons het verkeerd gedoen, maar ons sal nie sê wat nie. So ja, ek hoop al duidelikheid vir almal. As daar iets is, kom praat met my. As daar iets wat jy nog weet, met liefde, kom gesels, en dan kan ons van daar af hanteer, maar ja. Al kategete asseblief, dit gaan kort wees, hy so lank wees. Sê vir